Ons is in Spreuke hoofstuk 9 en ons gaan kyk na verse 10 tot 12 vanoggend. Spreuke 9 vers 10 tot 12 en dit lees dan so: Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. Want deur my word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is jy wys tot jou voordeel. En is jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord wat die waarheid is, wat ons wysheid is. Ons dankie dat U dit vir ons gee, Here, dat dit onfeilbaar, foutloos en genoegsaam is, Here. Dit is heilig. Here, want dit is nie die woord van mense nie. Dit is die woord van die lewende God. En Here, gun dit ons ook in hierdie oggend om die woord aan te neem, soos die woord ook vir ons sê, tot ons eie voordeel. Gun dit ons, o Here, om ag te gee, te luister en te doen wat die woord vir ons sê en van ons vereis. En Here, ons kan U ook maar net loof vir die beloftes wat U in die woord maak. En dat ons daaraan kan vashou, wetende dat U kan U self nie ontken nie. U sal U self nie as 'n leienaar verklaar deur om U woord te verdraai nie. U beloftes staan vas. En ons kan daarop vertrou. En Here, mag ons hierdie oggend daarop vertrou. Mag ons dit aanneem. Mag ons U woord lief hê, Here. Mag ons U lief hê. En mag U naam ook so in en deur ons lewens verheerlik word. In Jesus se naam vra ons dit alleen. Amen. Nou, ons het laasweek gekyk na verse 7 tot 9, waar ons gesien het dat indien jy 'n wyse persoon teregwys of 'n wyse persoon reghelp of inlig oor wat die woord van die Here wel sê, dit ooglopend gaan wees dat daardie persoon 'n wyse persoon is, want hy gaan jou nie verag nie. Hy gaan jou nie haat nie. En hy gaan nie omgekrap wees met jou indien jy hom wel oor die woord van die Here inlig nie. Hoekom nie? Want die wyse persoon is lief vir die gebooie van die Here. En hoekom sal iemand kwaad raak as jy vir hom meer gee of die dinge beter verduidelik van dit waarvoor hy lief is? En daarom sê Spreuke 10 vers 8, hy wat wys van hart is, neem die gebooie aan. Maar hy wat dwaas van lippe is, kom tot 'n val. En koning Dawid gaan self so ver deur om te sê in Psalm 141 vers 5, laat die regverdige my slaan. Dit is goedertierenheid. En laat hy my bestraf, sê koning Dawid. Dit is olie op die hoof. Die wyse man sal homself ook eerder omring met die wat hy weet, om die waarheid sal vertel. Hoekom? Want dit is goedertierenheid, dis olie op die hoof. Hoekom sal hy homself nie omring met mense wat vir hom daai seën sal gee? Van goedertierenheid en olie op die hoof nie. Die wyse man sal homself eerder omring met die wat hy weet, om die waarheid sal vertel. Eerder as met mense wat net vriendelik is, baie komplimente uitdeel, maar hulle woorde het geen diepte nie. En soos Prediker 7 vers 5 ons ook leer, dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse, as dat 'n mens luister na die lied van 'n dwaase. Dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse, as dat 'n mens luister na 'n lied van die dwaase. Die wyse persoon, met ander woorde, dit wat ons behoort te wees en ook hopelik is die een wat ag gee op wysheid, ongeag of dit lekker is om te hoor of nie, want wysheid is vir die wyse meer kosbaar as goud en as silwer. Vers 8 het vir ons gesê, bestraf 'n wyse en hy sal jou lief hê. Hoekom? Want om wysheid te bekom, ongeag of dit deur bestraffing is of nie, is kosbaar vir die wyse persoon. En natuurlik gaan hy jou lief hê, as jy vir hom dit gee wat vir hom kosbaar is. En daarom word ons ook aangemoedig
dat indien jy iemand as wys ag, deel die wysheid van God en sy gebooie met daardie persoon. As jy iemand as wys ag, deel die woord van die Here met hom. Of soos vers 9 gesê het, gee aan 'n wyse, en hy sal nog wyser word. Leer 'n regverdige, en hy sal kennis vermeerder. Maar, en soos die woord ook vir ons gesê het, as iemand 'n spotter is, los hulle uit. 'n Spotter is die teenoorgestelde van 'n wyse persoon. Dit is iemand vir wie God se woord nie waardevol is nie, maar wat sy woord minag. Los hulle uit. Moenie met hulle iets te doen hê nie. Moenie hulle probeer bestraf nie. Moenie hulle probeer inlig nie. Hulle is 'n spotter, los hulle uit. Want om met hulle te karring oor God se gebooie, gaan dit maak dat hulle jou meer en meer verafskie. Hulle gaan jou haat as jy dit doen. Dis wat die woord sê. Los hulle uit. Want soos die woord ons ook leer, moenie dit wat heilig is, vir die honde voer nie. Moenie jou parels vir die varke gooi nie, sê die skrif vir ons. Los hulle uit. Hulle is spotters, hulle is nie wys nie. En so lees ons dan ook in vers 10 van ons teks, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. En ons het al redelik hieroor gesê, of baie hieroor gesê, so ek wil nie te veel weer hier op tyd spandeer nie, maar soos ons al voorheen genoem het, as die onderliggende beginsel van jou wysheid nie die vrees van die Here is nie, dan is dit nie wysheid nie. As die onderliggende beginsel van jou wysheid nie die vrees van die Here is nie, dan is dit nie wysheid nie. Byvoorbeeld die beginsels waarvolgens jy jou familie lei, word dit geonderskryf deur die vrees vir die Here. Word die beginsels waarvolgens jy jou familie lei geonderskryf deur jou vrees vir die Here. Die beginsels waarvolgens jy jou kinders grootmaak, word daardie beginsels geonderskryf deur jou vrees vir die Here. Kan jy sê, ek doen dit en dit en dit met my kinders, omdat ek die Here vrees. Dis hoe ek my familie gaan rig, omdat ek die Here vrees. Dis hoe ek dit gaan doen, dis hoe ek hulle gaan leer, dis hoe ek hulle gaan grootmaak, dis hoe ek my familie gaan rig, dis hoe ek my huis gaan regeer, omdat ek die Here vrees. Want as jou wysheid nie geonderskryf word deur jou vrees vir die Here nie, dan is dit nie wysheid nie. Dit is dwaasheid. Die beginsels waarvolgens jy jou finansies hanteer, word daardie beginsels geonderskryf deur jou vrees vir die Here. Kan jy sê, ek doen dit en dit met my finansies, want ek vrees die Here. Dis hoekom ek dit op hierdie manier doen. Of is die grondslag van daardie beginsels, omdat die wêreld gesê dis 'n goeie idee. Ek doen dit so want die wêreld het gesê is 'n goeie idee. Is dit die onderliggende beginsel waarvolgens jy al hierdie dinge doen? Want die wêreld het gesê is 'n goeie idee? Of kan jy sê, en dit verwoord, want jy moet dit kan verwoord, kan jy sê en uiter, hier is wat ek doen, X, Y en Z, want ek vrees die Here, hier staan dit in sy woord. Kan jy dit doen? Want as jy dit nie kan doen nie, dan is dit die wysheid nie. Dan is dit die wysheid nie. Dan is dit dwaasheid. Die beginsels waarmee jy jou werk doen, die beginsels waarvolgens jy optree en besluite maak. Of selfs, soos ons laasweek gesien het, die beginsels waarvolgens jy spotters hanteer. Is daar die beginsels se grondslag, jou vrees vir die Here. En omdat jy hom vrees, maak jy dan seker dat jou beginsels hulle grondslag vind in die woord van God. Want as jou wysheid se grondslag, se beginsels, nie die vrees van die Here is nie, dan is dit nie wysheid nie. Dan is dit dwaasheid. Al lyk dit vir jou hoe wys. As jy nie kan sê, ek doen dit so, omdat ek die Here vrees nie, kan dit hoe wys vir jou lyk. Dit is nie wysheid, dit is dwaasheid. As jy dit nie kan sê nie. As jy dit nie kan verwoord nie. En hierdie is 'n kardinale punt vir die persoon wat wys is. Want hoekom kan 'n mens wysheid met 'n wyse persoon deel? Hoekom kan 'n mens 'n wyse persoon
teregwys. Hoekom kan mens 'n wyse persoon inlig? Hoekom kan jy 'n wyse persoon reghelp en hy ontstel hom nie daaroor nie? Maar eerder soos die woord vir ons sê, hy het jou lief. Hy is dankbaar daarvoor. Hoekom kan jy dit doen? Want die wyse persoon vrees die Here en nie mense nie. Dis hoekom jy dit kan doen. Die wyse persoon vrees die Here, nie mense nie. Hy gee nie om oor wat die mense dink of sê nie. So mense kan hom maar teregwys, want hy worry in elk geval nie wat hulle sê nie. Mense kan hom teregwys, want hy soek nie sy behaag vanaf mense nie, hy soek sy behaag van God af. Hy vrees die Here, nie mense nie. So mense kan hom maar reghelp, want dit is irrelevant van wie af dit kom. Dis mense van wie af hy nie sy eer soek nie. In Johannes 12 vers 42 word daar vir ons vertel dat mense nie die waarheid van Christus wou aangeneem het nie. En die rede word dan vir ons gesê in vers 43, waar staan, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. Hulle wou die waarheid nie aanneem nie, want hulle het die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Die dwaas en die spotter het die eer van mense liewer as wat hulle die eer van God lief het. En wanneer 'n mens dan hulle teregwys, volgens God se woord, is dit 'n dubbele klap in die gesig van die spotter. Want eerstens, as jy die dwaas teregwys, dan eer jy hom nie soos wat hy geëer wil word nie. Inteendeel, jy wys hom sy tekortkominge uit, terwyl hy eintlik net eer wil ontvang van mense af. En tweedens, jy wys vir hom hoe om eer van God af te ontvang, terwyl die dwaas in elk geval nie eens daarin belangstel nie, om die eer van die Here te ontvang nie. Met ander woorde, jy ontneem iets van die spotter, naamlik die eer van mense, want jy wys hom dan nou tereg, jy eer hom nie. Jy ontneem iets van hom af, en tweedens, jy gee iets vir hom wat hy ook nie eens soek nie. Hier is hoe jy die eer van God kan kry. Ek soek dit nie. Hoekom gee jy my iets wat ek nie soek nie? Jy ontneem sy eer van mense en jy gee hom iets wat hy nie soek nie. Dis 'n dubbele klap in die gesig van die spotter. Maar die wyse persoon vrees die Here en soek eer vanaf die Here. En so kan 'n ander mens hom maar teregwys. Want dit is net 'n mens. 'n ander mens kan hom maar teregwys, want die wyse persoon soek in elk geval nie eer van mense af nie. En so sal die wyse persoon ook dankbaar wees, indien hy geleer kan word, hoe om die Here te vrees, of soos Filippense 2 vers 12 dit stel, hoe om sy heil uit te werk met vrees en bewering. Leer my om dit te doen, en ek sal vir jou dankbaar wees. Maar dan kom ons steeds terug na dit wat ons gelees het aan die einde van ons vorige hoofstuk, waar Spreuke 8 vers 35 en 36 afgesluit het, deur om vir ons te sê, want hy wat my vind, dit is nou hy wat die wysheid vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here. Maar hy wat my mis, dus die wysheid mis, benadeel sy eie lewe, almal wat my haat, het die dood lief. Dis hoe die vorige hoofstuk afgesluit het. Want ons lees basies dieselfde dan ook in verse 10 en 11 van ons teks vandag, waar staan, want deur my word jou dae meer, word jaar van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is jy wys tot jou voordeel, en is jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. Menende, jy gaan die nagevolge daarvan moet dra. Dis op jou. Maar wat ons hier vind en sien, in ons teks vandag, is die eenheid van die woord. En dat die woord 'n alomvattende geheel is, om ons lewens volgens te rig. Want die stelling wat hier gemaak word, is nie 'n klein stelling nie. Dit is nie 'n bysaak nie. Dit behels ons lewensstuur. Dit sluit in ons lewenskwaliteit, en of ons lewens 'n seën of 'n vloek gaan wees. Dis nie 'n klein ding nie. Die stelling wat gemaak word, het 'n implikasie, en dit is waarskynlik een van die grootste implikasies in terme van hoe ons lewens op 'n praktiese vlak gaan uitdraai, hoe dit gaan lyk.
Want deur my, sê wysheid, word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg. Dit is nie 'n klein saak nie. Dit is hoe ons lewens gaan uitdraai. Nou, hoekom sê ek, of hoekom ek sê althans, dat die eenheid van die woord hier vasgevang word, is omdat soortgelyke stellings op baie ander plekke in die Bybel voorkom. Spesifiek waar die belofte gemaak word van 'n lang en geseënde lewe. Ons sien die eenheid in die woord, want dieselfde belofte word op baie ander plekke in die Bybel vir ons gemaak. Ons voorbeelde te gee, Spreuke 3 vers 1 en 2 het onder andere vir ons gesê, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Deuteronomium 5 vers 32 en 33 sê, sorg dan dat julle doen soos die Here julle God julle beveel het, julle mag nie regs of links afwyk nie, in al die weë wat die Here julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan, en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem. Deuteronomium 6 vers 1 en 2 sê, dit is dan die gebod, die insetting en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek, om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees, om al sy insetting en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Dat jou dae verleng kan word. In die 10 gebooie lees ons, in Eksodus 20 vers 12, daar staan, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. In die land wat die Here jou God aan jou gee, Paulus bevestig dit. In Efesiërs 6 vers 1 tot 3 waar hy sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Paulus skryf nie die Ou Testament gebooie af nie, hy bevestig dit. Hy bevestig dit. Hy bevestig die belofte wat met dit gepaard gaan. Dit hou nog stand. Ons lees ook in Psalm 34 vers 14 en 15, daar staan, wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien, of soos ander vertalings het vertaal, wat die lewe begeer en wat baie daar lief het? Wie is die man wat baie dae lief het, wat lank wil lewe? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Dis hoe jy jou dae gaan verleng. Spreuke 10 vers 27 sê, die vrees van die Here vermeerder die dae, maar die jare van die goddelose word verkort. In Psalm 91 vers 14 tot 16 sê van die gelowige, omdat hy my lief het, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig. Ek sal hom my heil laat sien. En ons kan nog 100 sulke skrifte aanhaal met presies dieselfde belofte, wat handel oor hoe ons lewens verleng sal word. En die rede hoekom die eenheid van die woord hier in ons skrif vandag vasgevang word, is omdat ons skrif presies dieselfde belofte maak, as wat ons in al hierdie ander skrifte sien, naamlik 'n lang en geseënde lewe. Of soos ons teks sê, want deur my word jou dae meer, en word jare van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is jy wys tot jou voordeel. En as jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. Maar wat ons sal oplet, is dat elke keer wat hierdie belofte voorkom, dat daardie belofte met 'n voorwaarde kom. Elke keer. Daai belofte kom met 'n voorwaarde. Ons skrif vandag se voorwaarde is, as jy na wysheid luister,
dan sal die belofte van 'n lang lewe jou toekom. Van die ander skrifte wat ons aangehaal het sê, as jy jou vader en jou moeder eer, dan sal die belofte jou toekom. Dis die voorwaarde. Anders sê weer, vrees die Here, en jou dae sal vermeerder word. Anders sê weer, bewaar jou tong, laat jou lippe nie bedrog spreek nie, en wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is, en hierdie belofte van 'n lang lewe sal jou toekom. Anders sê weer as 'n voorwaarde, hê die Here lief. En hierdie belofte van 'n lang en geseënde lewe sal jou dan toekom. Daar's voorwaardes. Maar die realiteit is, en ons kan die eenheid van die skrif sien, nie net omdat die belofte van 'n lang lewe dieselfde is en oral in die woord voorkom nie. Ons kan die eenheid van die skrif sien, omdat dit elke keer een en dieselfde voorwaarde is. Dis nie dieselfde belofte nie, dis elke keer een en dieselfde voorwaarde ook. En so sien ons die eenheid van die skrif. Al die voorwaardes van hierdie beloftes, met ander woorde die voorwaarde wat vir ons 'n lang lewe beloof, kom terug na dieselfde punt toe. Naamlik, bewaar die gebooie van die Here. Bewaar die gebooie van die Here. Alles kom terug na dit toe. Want, en hier is die rede, want as wysheid vir ons sê, luister na my, dan sal jy lank lewe. Weet ons dat God se gebooie is ons wysheid? Of as die skrif vir ons sê, hê die Here lief en jy sal lank lewe, weet ons dat die wat die Here lief het, bewaar sy gebooie. Dis hoe ons liefde bewys. Of as Salomo byvoorbeeld vir sy seun sê in Spreuke 4 vers 10, hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word, dan weet ons, soos ons ook in 'n vorige preek genoem het, dat Salomo se woorde niks anders is as God se gebooie nie. En daarom kan hy ook die belofte aan sy seun maak. Of as die woord ons leer dat ons die Here moet vrees, sodat ons lewensjare vermeerder kan word, weet ons dat om die Here te vrees beteken om sy gebooie gehoorsaam te wees. Want soos Prediker 12 vers 13 vir ons sê, die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie. Dis hoe jy hom vrees. Vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense. Psalm 128 vers 1 wat sê, wel geluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. Of Deuteronomium 6 vers 1 en 2, wat ons vroeër gelees het, wat sê, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees, om al sy insettinge en gebooie wat ek jou beveel te hou. Dis die vrees van die Here. Jy moet hom vrees, om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. En die realiteit is, dat die belofte wat daar dwars deur die woord gemaak word, die belofte wat oral gemaak word, dat ons 'n lang en geseënde lewe sal lewe, kom elke keer met 'n voorwaarde. Maar ons kan die eenheid van die skrif sien in die feit, dat elke keer wat die voorwaarde tot hierdie belofte genoem word, dit teruggetrek kan word, om die Here gehoorsaam te wees, om sy gebooie te onderhou, om in sy weë te wandel. Elke keer is dit die voorwaarde. En ons teks is nie die uitsondering nie. Want dit sê, luister na God se wysheid, en sy gebooie is ons wysheid. Want deur my word jou dae meer, en word jare van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is jy wys tot jou voordeel. En as jy spotte, dan moet jy dit alleen dra. En die Here se gebooie is ons wysheid. Ons skrif is nie die uitsondering tot hierdie reël nie. Die voorwaarde is sy gebooie, die belofte is die lewe. Jou dae van lewe wat verleng word, 'n geseënde lewe. Die beloftes is altyd dieselfde, maar die voorwaardes ook.
Maar wat ek verder wil aanraak en wat ek graag wil hê ons moet begryp, want hierdie is net een voorbeeld van baie in die skrif, is dat die woord een konsekwente geheel is. Dit is noodsaaklik om dit te sien. Die woord is een konsekwente geheel. En wat ek wil hê ons moet sien is die eenheid van die woord. Dit het een boodskap. En dat die woord 'n alomvattende geheel is om ons lewens te rig en dit weerspreek nie homself nie, maar bevestig die hele tyd dieselfde boodskap. Want 'n mens kan baie vinnig deur mekaar raak oor wat die woord vir ons leer. As ons nie besef dat die woord een konsekwente geheel is nie. As ons nie begryp dat die woord 'n eenheid is nie, of konsekwent is nie, dan kan 'n mens baie vinnig deur mekaar raak. Want, byvoorbeeld, moet ons dan nou die Here vrees? Of moet ons na die wysheid luister? Of moet ons dan nou die Here lief hê? Of moet ons luister na wat Salomo vir sy seun leer? Of wat moet ons dan nou doen om hierdie belofte van 'n lang lewe te kry? Daar's 'n hele lys van goeders. Moet ons nou hierdie een doen of moet ons daai een doen? Moet ons vader en moeder eer? Wat een moet ons doen sodat ons nou hierdie belofte kry? Want elke keer is daar ander voorwaardes. Nee, daar is nie. En dis hoekom dit noodsaaklik is om die konsekwentheid van die woord te begryp, die eenheid van die woord te begryp. As jy die eenheid van die woord begryp, sal jy besef dat dit alles kom neer op een ding. Juis omdat die woord 'n konsekwente geheel is. Want om die Here te vrees is om in sy weë te wandel. Om God lief te hê is om sy gebooie te onderhou. Om te luister na die woorde van Salomo, soos hy van sy seun vereis, is om te luister na die gebooie van die Here. En hoekom dit ons ook sal help, indien ons wel begryp dat God se woord een konsekwente geheel is, en nie 'n verspil verskillende boodskappe is nie, hoekom dit ons sal help om hierdie konsep te begryp, is dat die beseffing hiervan, dit ook vir ons baie maklik gaan maak, om die woord reg te interpreteer. Kom ek gee 'n voorbeeld, hoekom hierdie konsep van konsekwentheid, hierdie konsep van eenheid, dit gaan maak dat ons die woord makliker interpreteer. Kom ek gee 'n voorbeeld. Soos ons vroeër gelees het, Eksodus 20 vers 12 sê vir ons in die 10 gebooie, eer jou vader en jou moeder. Daar is die voorwaarde. Eer jou vader en jou moeder, voorwaarde. En dan die belofte, as jy dit doen, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou sal gee. Daar is die belofte. En die vraag sal baie keer opkom, en was ook al baie keer gevra. Maar hoe eer 'n mens jou vader en jou moeder? Hoe lyk dit? Byvoorbeeld, ons is nou uit die huis uit, ons is mooi groot mense, en my ouers of my skoonouers wil hê, ek moet meer kom kuier, of meer saam met hulle op vakansie gaan, of dat hulle wil hê, ek moet dit doen, en hulle wil hê, ek moet dat doen, hulle het al hierdie vereistes van my. En die vraag word dan gevra, is ek verplig om elke keer in te stem? Want die begeerte bly tog daar, en die vereiste bly tog daar, want dit is een van die 10 gebooie, dat jy jou ouers wil eer, nie waar nie? Jy wil hulle tog eer, moet ek nou elke keer instem? Maar as ons die konsekwentheid, as ons die eenheid van die boodskap van God se woord begryp, is hierdie nie 'n moeilike vraag om te antwoord nie. Dan is dit glad nie 'n moeilike vraag om te antwoord nie. Want God se woord is nie verdeeld nie. Dit is een konsekwente geheel. Dit het een boodskap. Om 'n voorbeeld te gee, die Here gee nie vir jou 2 maniere om 'n lang en geseënde lewe te hê nie. Daar is nie 2 opsies oor hoe jy dit kan kry nie. Want sy woord is nie verdeeld nie. Dit is nie 'n geval van, jy kan maar God se woord verontagsaam sy woord, en sy gebooie nie onderhou nie, maar as jy nog jou ouers eer, deur om na hulle te luister en saam met hulle op vakansie te gaan,
dan kan jy nog op daardie manier 'n geseënde lewe kry nie. Dis nie die geval nie. Dit is nie 'n geval van, jy kan God se woord maar ignoreer, solank jy net jou ouers eer deur om genoeg aandag aan hulle te gee, dan kan jy die beloftes op daai manier kry nie. Kom ons verontagsaam God se woord, ons moet net eer, en ons ouers gehoorsaam wees en hulle volg, doen wat hulle wil hê ons moet doen, en ons kan op daai manier dan die beloftes kry. Dit is nie 'n geval van jy kan maar God se woord ignoreer, solank jy net jou ouers eer, deur om genoeg aandag aan hulle te gee nie, en so sal jy dit ook dan reg kry, om God se beloftes van 'n lang en geseënde lewe te hê, en dien daardie manier dan nou vir jou makliker gaan wees, om daai beloftes te kry nie, eerder as om God se gebooie te onderhou nie. Nee, dit is waansinnigheid. Dit is waansinnigheid, dat jy dink jy kan dit doen. Maar, dit word eers vir ons waansinnigheid, as ons die konsekwentheid van God se woord begryp. En nou sal ons ook sien, dat dit nie meer moeilik is om 'n skrif soos daardie te interpreteer nie. Juis oor God se woord 'n konsekwente geheel is. Want as die voorwaarde, wat lei tot 'n lang en geseënde lewe, elke keer teruggetrek kan word, na die gehoorsaamheid tot God se gebooie, dan gaan die feit dat ons ons ouers moet eer, nie die uitsondering tot die reël wees nie. Die manier hoe jy jou ouers moet eer, en die enigste manier hoe jy jou ouers kan eer, sodat die belofte jou kan toekom, is deur om ag te gee, wanneer hulle jou die gebooie van die Here leer, en jy luister daarna. Dis die enigste manier. Ek sê weer, die enigste manier hoe jy jou ouers kan eer, sodat daai belofte van 'n lang lewe jou kan toekom, die enigste manier hoe jy daai belofte kan kry deur om jou ouers te eer, is wanneer hulle jou God se woord leer, en jy gee ag daarop. Dan kan jy die belofte kry. Want die woord is nie verdeeld nie. Wanneer hulle jou die gebooie van die Here leer, en jy luister na hulle. Dis hoe jy hulle eer, deur om die belofte te kry. Want die woord is nie verdeeld nie. Die enigste geval, waar die belofte van 'n lang lewe wel aan jou beloof kan word, as jy jou ouers eer, is wanneer hulle jou die gebooie van die Here leer, en jy eer hulle deur om daarna te luister, en deur om nie die gebooie te verwerp wat hulle jou leer nie. Dis die enigste manier hoe jy daai belofte gaan kry. En daarom kan Salomo ook sê, in Spreuke 4 vers 10, hoor my seun en neem my woorde aan, dan sal die lewensjare vir jou vermeerder word. Hoekom kan Salomo dit sê? Hoekom kan hy daai belofte aan sy seun maak? Want hy leer sy seun die gebooie van die Here, en dit is die belofte wat met daardie gebooie gepaard gaan. Dis hoekom hy die belofte kan maak. Hy kan nie belofte aan sy seun maak van 'n lang en geseënde lewe, want hy leer hom die weë van die Here, en dis die belofte wat daarmee gepaard gaan, as hy gehoorsaam is. So hy kan die belofte maak. En sy seun word verplig deur die 10 gebooie om daarop ag te gee. Salomo kan nie daardie belofte maak deur om sy seun enigiets anders as die gebooie van die Here te leer nie. Hy kan nie daai belofte maak nie. As Salomo besig is met ander goeders of wêreldse wysheid, of hy wil hê sy seun moet goedjies vir hom doen, en hy moet dit en dat saam met hom doen, en allerlei ander dingetjies, sodat hy net sy seun hom net gelukkig gemaak, dan kan hy nie daai belofte maak nie. Want God maak nie daai belofte nie. Die belofte gaan gepaard met die gebooie van die Here en om dit te onderhou. Salomo is besig om sy seun die beloftes te leer, en omdat hy besig is om sy seun die beloftes of die gebooie van die Here te leer, kan hy ook die belofte maak.
En hy kan dit onder geen ander omstandighede maak nie. Al hoekom hy daai belofte aan sy seun kan maak van 'n lang en geseënde lewe, is omdat hy besig is om hom die gebooie van die Here te leer. Luister, want dan kan ek vir jou beloof, jy gaan 'n lang en geseënde lewe hê. Gee ag op wat ek vir jou sê. Hy kan die belofte maak, want hy is besig om die gebooie van die Here vir hom te leer. En dis die enigste omstandighede waaronder hy daai belofte kan maak, onder geen ander omstandighede nie. Salomo kan nie daardie belofte maak deur om sy seun enigiets anders as die gebooie van die Here te leer nie. Die eer wat ouers toekom en wat die 10 gebooie van ons vereis, is in die feit dat ons moet ag gee op die gebooie van die Here wanneer ons ouers dit aan ons leer. Dis hoe jy hulle eer. En dis hoekom al van jou vereis word om hulle te eer, op daardie manier. En wanneer jy doen, dan sien die belofte van 'n lang lewe jou ook toekom. As jou ouers van jou vereis om dit en dat te doen, hulle wil hê jy moet hulle gelukkig maak, gee meer aandag aan ons. Kan hulle jou dan beloof dat jy 'n lang geseënde lewe gaan hê? Kan hulle vir jou sê, gee meer aandag aan my, dan sal jy 'n geseënde lewe en 'n lang lewe hê? Kan hulle daai belofte dan maak? Nee. Hulle kan nie, want God doen nie. Gee meer aandag aan my, spandeer meer tyd met my, bel my meer, kom saam met ons op vakansie, doen al hierdie dinge vir my, ek het aandag nodig. Kan daai ouer dan die belofte daarmee gepaard, wat saam met dit gaan sê, maar jy gaan 'n lang lewe lewe? Kan hulle daai belofte dan maak? Doen net hierdie goeders vir my en jy gaan 'n lang lewe hê. Hulle kan nie daai belofte aan jou maak nie. Want God maak nie daai belofte nie. God maak die belofte van 'n lang lewe, want sy woord is een konsekwente geheel, dat as jy sy woord onderhou, sy gebooie onderhou, wanneer dit aan jou geleer word en jy gee ag daarop en jy luister en jy doen dit, dan sal jy 'n lang en geseënde lewe hê, onder geen ander omstandighede nie. Hoekom nie? Want die woord is 'n konsekwente geheel. Dit het een boodskap. En jy kan nie die lewe, 'n lang lewe beerwe, die belofte kry, deur om of God se gebooie gehoorsaam te wees, of kom ons hou ons ouers gelukkig nie. Daar's nie 2 maniere hoe jy dit gaan kry nie. Nee, daar's een manier. Hou die gebooie van die Here. Jou ouers moet dit vir jou leer. Eer hulle en luister as hulle dit doen. Die eer wat ouers toekom en wat die 10 gebooie van ons vereis, is in die feit dat ons moet ag gee op die gebooie van die Here wanneer hulle dit aan ons leer. Maar as ons nie die konsekwentheid van die woord begryp nie, gaan ons binne 'n oogwink onsself te nakom en onbybelse dinge begin doen, deur om gehoorsaam te wees aan die versoeke van ouers en skoonouers, wat niks te doen het met die woord van God nie, versoeke wat niks te doen het met sy woord nie. En in baie gevalle gaan maak dat ons teenstrydig met sy woord moet optree, net omdat ons hulle nie wil aanstoot gee nie. Ons wil hulle net nie aanstoot gee nie. Ons dink as ons nie aanstoot gee nie, dan eer ons hulle. Dis nie wat eer bedoel nie. Eer beteken nie, jy gee hulle nie aanstoot nie. 'n lang en geseënde lewe word nooit aan ons beloof, as ons net nie ons ouers of skoonouers aanstoot gee nie. Nee, die woord is 'n konsekwente geheel. 'n lang en geseënde lewe word wel aan ons beloof, as ons gehoorsaam is aan die woord van die Here. En dit is hulle plig om ons dit voor te hou, en dit is ons plig, wanneer hulle die woord van God vir ons voorhou, om daarop ag te gee en te luister. Dan sal die belofte jou ook toekom, en net dan. Hoe eer my kinders my? Hoe eer hulle my? Hoe moet hulle my eer? Deur om ag te gee wanneer ek hulle instruksie gee, oor wat die Here van ons vereis. Dis hoe hulle my moet eer. Dis die eer wat ek verwag. Ek verwag hulle eer deur om ag te gee, want ek vir hulle sê, hier's wat die Here sê, doen dit, luister, eer my deur dit. Dis hoe hulle my eer. Byvoorbeeld wanneer ek vir hulle leer, jy mag geen ander God naas die Here hê nie. Wanneer ek hulle leer, verootmoedig jouself voor die Here. Bely jou sondes. Hou die Sabbat.
Ag ander hoër as jouself. Wees bedagsaam. Wanneer ek hulle leer, vrees die Here. Beskerm die regsaak van die wat swakker is as jy. Werk hard en moenie 'n luiaard wees nie. Moenie skuld maak nie. Of as ek van die dogters leer, wees onderdanig aan julle mans eendag. Ensovoorts en so meer. As ek hierdie dinge sê, verwag ek van hulle. En nie net ek nie, die 10 gebooie, dat hulle my moet eer. Deur om na my te luister, want dit is nie my gebooie nie, dit is God se gebooie. En weet jy wat kan ek vir hulle sê? Julle sal 'n lang lewe lewe. Julle sal 'n geseënde lewe hê. Ek kan daai belofte vir hulle maak. Ek kan. Wanneer hulle doen, wanneer hulle luister, wanneer hulle ag gee op wat ek hulle leer, kan ek, net so Salomo, ook aan hulle die belofte maak, dat hulle lang en 'n geseënde lewe sal hê. Doen dit en jy sal lewe. En ek kan nie daardie belofte aan hulle maak. Ek kan nie daardie belofte aan hulle maak onder enige ander omstandighede nie, want God se woord is een konsekwente geheel. Hierdie is 'n lang maar eenvoudige voorbeeld vir hoekom dit noodsaaklik is om te besef dat God se woord wel een konsekwente geheel is. Want glo my, ouers sal skrifte soos daardie verdraai tot hulle eie voordeel. Maar hulle gaan nie vir jou 'n lang en voorspoedige lewe kan beloof, omdat hulle jou gemanipuleer het om saam met hulle op vakansie te hou en meer aandag aan hulle te gee nie, en om hulle op daai manier te eer nie. Hulle sal wel vir jou 'n lang en geseënde lewe kan beloof, indien hulle jou God se woord leer. En jy eer hulle deur om daaraan gehoorsaam te wees, dan kan hulle daai belofte aan jou maak. Maar net dan. God se woord is konsekwent. En wanneer ons dit besef, raak dit baie maklik om sy woord reg te interpreteer. Dis hoekom ek aandag gee hierop. Want mense twyfel en wonder oor skrifte soos daai. Maar as jy net besef, die woord is 'n konsekwente geheel, dan is dit nie meer moeilik nie. God se woord is 'n konsekwente geheel, en wanneer ons dit besef, raak dit baie maklik om sy woord te interpreteer. En ons kom weer eens daardie konsekwentheid teë in ons skrif vandag, waar dieselfde belofte gemaak word, maar dit ook kom met dieselfde voorwaarde as oral anders. Bewaar sy gebooie, wandel in sy weë, neem sy wysheid aan, en so meer. Dis dieselfde voorvereiste. Die woord maak vir ons baie definitiewe beloftes. En ons hoef nie te wonder oor hoe om daardie beloftes deelagtig te word nie. Die woord is duidelik hoe ons daai beloftes kan kry. En Christus bied nie net vir ons die ewige lewe nie, hy bied ook vir ons 'n voorspoedige en lang lewe in hierdie lewe. Christus gee dit vir ons en ons kan vertroue hê daarin. Want hy het nie net die dood oorwin nie, hy sit ook aan die regterhand van God. En alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee. Hy regeer. Hy kan dit vir ons bied. Want hy regeer, hy is soewerein. Die beloftes is seker en ons hoef nie daarin te twyfel nie, want hy regeer en hy is soewerein. En soos 2 Korintiërs 1 vers 20 vir ons sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, dit is nou in Jesus Christus, in hom is hulle ja en in hom, amen. Tot heerlikheid van God deur ons. Met ander woorde, hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, hulle is ja en amen, menende dit word volbring in en deur Jesus Christus. Dit staan vas. Ons kan seker wees daarvan. Ons hoef nie te wonder oor hoe die beloftes van die Here ons sal toekom nie. Wat ons moet doen nie. Want die woord van die Here is 'n konsekwente geheel. Vrees die Here. Hê hom lief, luister na sy wysheid, bewaar sy gebooie, wandel in sy weë. Dis alles dieselfde ding.
Dit alles kom terug na dieselfde ding, en dit is een ding. En daardie een ding word die beste vasgevang in Prediker 12 vers 13 waar staan, die hoofsaak van alles wat gehoor is. Dis hoe Prediker afsluit. Na alles wat hy gesê het. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie. Vrees God en hou sy gebooie. Want dit geld vir alle mense. Ons hoef nie te wonder oor wat van ons verwag word, sodat ons hierdie beloftes kan deelagtig word nie. Ons hoef nie te wonder oor wat ons moet doen nie. En ons hoef ook nie te twyfel of daardie beloftes wel tot vervulling sal kom nie, want in Christus is alle beloftes ja, en in hom, amen. En hy heers oor die heelal, hy is soewerein. Dit sal ons toekom, sy woord kan nie leeg na hom toe terugkeer nie. En so mag sy naam ook verheerlik word, tot in aller ewigheid. Amen, kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin te vind is. Ons dankie, Here, dat die woord konsekwent is. Die belofte staan vas, Here. En dat ons ook nie hoef te twyfel oor wat van ons verwag word om daardie beloftes te verkry nie. O Here, hoe groot is die genade nie om ons oë oop te maak tot die woord en tot die waarheid nie. En so ook, Here, in hierdie dag, bid ons dat die Gees ons oë sal oopmaak, dat ons sal besef, Here, U woord het een boodskap. Mag ons U vrees, mag ons U gebooie onderhou. En so ook, Here, kan ons U ook net loof en prys vir die belofte wat met dit gepaard gaan. Want Here, ongeag of daar 'n belofte is of nie, selfs al kry ons niks nie, aan U kom dit toe, Here, om gevrees te word. Aan U kom dit toe dat ons gehoorsaam moet wees aan die gebooie. Ongeag of daar 'n belofte is of nie. Dit kom U naam toe, Here. Selfs al stuur U ons na die hel toe, dit kom U naam toe om U te vrees en om U gebooie te onderhou, ongeag wat met ons gebeur. Maar steeds is U barmhartig teenoor sondaars soos ons en U gee ons die belofte van 'n lang lewe, en nie net 'n lang lewe nie, die ewige lewe. Dis hoe barmhartig U ons is. Here, mag ons besef dat U woord wel een konsekwente geheel is. Dit is deur U uitgeasem, daar is nie 'n fout nie, dit weerspreek nie homself nie, is dieselfde boodskap. Mag ons besef, Here, dan wat dit is wat U vir ons sê, en mag ons dit doen. Mag U ons genadig wees, en ons krag gee deur die Gees om dit te doen, om gehoorsaam te wees. Lei ons in dit, o Here, want ons het dit nie in onsself nie. Mag U Gees in ons werk. Mag U krag in ons wees, Here, sodat ons dit kan doen, en ons heil met vrees en bewering kan uitwerk. Alle lof, alle glorie, kom U naam toe, Here, vir U genade teenoor ons. Ons loof en prys U heilige naam, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.